Hallo almal, baie welkom by vandag se sessie en vandag gaan ons praat oor die 4de mens in elke gemeente en dit is lidmate wat die genadegawe van bemoediging ontvang het. Nou kom ons lees saam in Romeine 12 vers 8. Hier staan: as dit is om ander op te beer, lê jou daarop toe. In die nuwe vertaling staan: as dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. Nou ek wil vir julle 'n verhaal vertel met die titel Moenie ophou nie, hou aan speel. En dit gaan oor 'n ma wat baie graag by haar seentjie liefde vir klaviermusiek wou kweek. En toe die bekende Poolse pianis Ignas Paderewski in hulle dorp kom besoek het, het sy vir hulle kaartjies gekoop om dan die musiekuitvoering te gaan kyk. En sy en die seentjie was baie gelukkig. Hulle het reg voor hierdie groot Steinway vleuelklavier 'n plekke gekry en hulle kon luister hoe hierdie man speel. Tydens die pouse het die ma begin praat met iemand wat sy ken en die seentjie het weggeglip. Na die pouse, toe die ligte, die kolligte weer aankom en dit skyn op die klavier, toe sit daar agter die klavier hierdie klein seentjie en hy's besig om op die klawers te tokkel. En die volgende oomblik verskyn Paderewski op die verhoog en hy het na die seentjie toe geloop en die seentjie was al verskrik en hy het vir die seentjie gesê: moenie ophou nie, hou aan speel. En die volgende oomblik het hy sy hande ook op die klawers gesit en saam met hierdie seentjie het hulle Twinkle Twinkle Little Star gespeel. En dit was onvergeetlik vir hierdie skare wat hierdie meester, hierdie pianis saam met hierdie seentjie 'n wonderlike uitvoering gee, onvergeetlike uitvoering gee van Twinkle Twinkle Little Star. Maar hierdie woorde, moenie ophou nie, hou aan speel, is woorde wat almal van ons soms moet hoor. Die genadegawe van bemoediging is om bemoedig te word in ons geloof, om mense te versterk, om in hulle geloof te volhard. Want die opdrag vir hierdie genadegawe sê, lê jou toe op bemoediging, maar dit is 'n spesiale tipe bemoediging. Dis 'n bemoediging wat mense versterk in hulle geloof. Nou in Titus 1 vers 9 lees ons, hier staan: hy moet 'n sterk en standvastige geloof hê in die betroubare boodskap wat hy geleer is. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde onderrig te bemoedig. Dan sal hy in staat wees om die ander met die gesonde onderrig te bemoedig. So die een wat ander bemoedig, moet 'n sterk en 'n standvastige geloof hê. Maar dit beteken nie dat mense wat ander bemoedig nie soms ook self deur baie moeilike tye gaan nie, want dit gebeur ook. Maar die een wat ander wil bemoedig, wat in die genadegawe van bemoediging wil funksioneer, moet self 'n sterk en 'n standvastige geloof hê. Nou iets wat ek ook wil uitlig van die genadegawe van bemoediging, is dat bemoediging soms ook vermaaning is. En ek wil dit so stel, dat soms moet mens iemand lief genoeg hê om met hulle te gaan praat oor dinge wat nie reg is nie, of dinge wat hulle self nie raak sien in hulle lewe nie, wat 'n buitestander raak sien. So bemoediging is soms ook vermaaning, en in die ou vertaling word hierdie genadegawe die genadegawe van vermaaning genoem, maar die belangrike is, as mens mense ook vermaan, dat dit in liefde sal geskied. Nou, so daarom moet mens ook in 'n gemeente mekaar soms lief genoeg hê, dat mens mekaar ook sal vermaan, maar die uiteinde daarvan is 'n lewe wat onder die wil van God kom, en as ons lewens onder die wil van God is, dan is ons op die plek waar ons deur hom geseën kan word. Nou, ek wil net so 'n paar praktiese wenke gee, en dit is dat die genadegawe van bemoediging funksioneer veral in gemeentes op 'n 1-tot-1 basis, waar gelowige 'n medegelowige op 'n 1-tot-1 basis bemoedig, en daarom moedig ons gemeente aan om in klein groepe
te funksioneer, want daar kan mens mekaar goed genoeg leer ken, dat mens mekaar se nood kan agterkom en dat mens mekaar kan bemoedig. Nou, Dawid het in Psalm 69 vers 21 die volgende gesê, hy het gesê, ek het gesoek vir meegevoel, maar te vergeefs, vir 'n bemoediger, maar daar was niemand. En dit is wat ook baie keer gebeur in gemeentes, dat mense gaan deur sulke moeilike tye, en ons niemand om hulle te bemoedig nie, want hulle skakel nie voldoende in nie. So daarom wil ek elkeen aanmoedig, skakel heel hartig in 'n gemeente, word deel van 'n klein groep, en dan sit ons op die plek waar ons ander kan bemoedig, en ook deur mense bemoedig kan word. Nou, ons moet nooit dink dat net 'n WhatsApp boodskap wat ons stuur, nie iemand anders se hart kan raak nie. Want wanneer die Heilige Gees ons lei, dan kan ons net die regte boodskapie op die regte tyd stuur, wat iemand kan bemoedig. Moet ook nooit dink om iemand te gaan besoek, net gou in te val vir 'n koppie koffie, en hulle te bemoedig in hulle geloof, dat dit nie sommer baie vir hulle beteken nie. Hierdie genadegawe van bemoediging is 'n baie belangrike genadegawe, want dit is die genadegawe wat elke gelowige moet help om tot die heel einde te volhard, om vas te hou aan die geloof, om vas te hou om deel van 'n gemeente te wees, om vas daaraan te hou om vir die Here lief te wees en vir hom te lewe. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek bid nou en ek sê vir U dankie vir die wonderlike genadegawe, die genadegawe van bemoediging. Lei elkeen van ons deur die Gees, dat ons mekaar sal bemoedig, en lei spesifiek die wat die genadegawe van bemoediging het, dat hulle ander gelowiges sal bemoedig om vas te hou aan hulle geloof in U, Here Jesus. Help ons deur die Heilige Gees. Amen.